Baie dankie en 'n hartlike goeiemôre. Ek wil vanmôre graag groet met die groete wat Paulus aan die Korintiërs gegee het, toe Paulus hierdie woorde skrywe aan die gemeente van God wat in Springs is, aan die geheiliges in Christus Jesus, die geroepe heiliges, saam met almal wat die naam van ons Here Jesus Christus in elke plek aanroep, hulle sowel as aan ons Here. Genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Amen. Ons gaan hier die diens vanmôre open met 'n lied. So hierdie die Here Redder. Die Here Redder, ons gaan saam staan en hartlik saam sing en dan loof en prys ons ook die Here met die opening van die diens so. Here Redder groot en almagtig, U moes vir ons lewens van, die liefde en genade, het U op ons hand kom val. Hier in eigen bevrijding, U op my hand kom val. U op my hand kom val. In my Redder groot en magtig, U het my oordraag gesien. Ek is veilig as God ons Here, tog wil ek U dankbaar dien. O my Here, U is Here, vas kan ek op U vertrou. Vas kan ek op U vertrou. Lei my Heer na die bestemming, in U word my opgedra. Laat my leef en laat my vreugde, want dit sal volharding vra. Hier in eigen bevrijding, alles tot het U gedra. Alles tot het U gedra. Vriende van skoning, ons gaan vanmôre nie die geloofsbelijdenis doen nie, ons gaan dit volgende Sondag weer doen terwille van die tyd. Maar ek wil vra dat U solank die woord van die Here oopmaak daar in Johannes die 6de hoofstuk. Johannes die 6de hoofstuk waar ons vanmôre 'n paar verse gaan saam lees en waar ek met U vanmôre gaan praat oor die titel Hongersnood of die Bybel. Dit is 'n keuse wat elke mens in sy geestelike lewe, veral in 'n plek soos Suid-Afrika, kan maak waar Bybels vrylik beskikbaar is en daar baie van hulle in ons huise is, ongelees meeste van die kere, maar ons het 'n keuse hier. Ons kan kies hongersnood of die Bybel. Daar's baie lande wat dit nie kan kies nie. Jy kan die woord dan oopmaak daar in Johannes die 6de hoofstuk, Johannes die 6de hoofstuk, en ons gaan daar saam lees vanaf vers 27 tot 35. Johannes 6 vers 27 tot 35. As jy die woord oop het, kom ons maak ons harte stil voor die Here en ons bid dan ook vanmôre dat hy hierdie woord sal seën. Baie dankie dierbare Hemelse Vader dat ons die voorreg het as nietige mense, stowwerms, om vanmôre voor 'n heilige God stil te word. Vader, Seun en Heilige Gees. Dat ons vanmôre vir U kan dankie sê dat U vir ons in hierdie tyd wat ons dink aan die Kerstyd, dat U vir ons 'n Skepper gestuur het na hierdie aarde toe, dit waarvan die geliefde apostel geskryf het, in die begin was die woord en die woord was God en die woord was by God en hy het vlees geword en onder ons kom woon en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die eniggeborene wat van die Vader kom.
En baie dankie dat ons vanmôre nie net kan dankbaar wees dat hy gekom het nie, maar dat hy vir ons hierdie kosbare woord nagelaat het. Hierdie woord wat ons vanmôre kan open, wat ons daaruit kan vrylik lees, wat ons vanmôre op U kan staatmaak, dat U deur die werking van die Heilige Gees hierdie woorde aan ons sal openbaar, dit sal lewend maak, dat U ons sal neig tot verandering, tot reaksie vanmôre, Here. Dat ons vanmôre nie net hoorders sal wees van die woord nie, maar daders soos Jakobus vir ons skryf. En daarom bid ons, Here, terwyl ons dit saam lees, elke woordjie, Here, dat U dit sal seën, Here, dat U dit sal verlig vanmôre, Here, dat dit in harte sal ingaan, oopgebreek deur die werking van die Gees, dat ons dit sal verstaan, Here, en dat dit 'n verskil sal maak in ons lewens. Ja, Here, wanneer ons hier rondom die woord vanmôre is, dan wil ons getuig, Here, dat ons wil dit nie vanmôre sien as maar net iets om die kalender vol te maak nie, Here. Ons het nie maar net gekom sodat die persoon langs my kan sien ek is wel in die kerk nie, maar ons wil bid, Here, dat U vanmôre 'n besonderse geleentheid sal skep, Here, 'n besonderse besoeking sal doen, Here, dat soos ons hier sit en soos wat ons lees, ons ewe skielik bewus sal word van die werking van die Gees van God in ons midde, Here. Dat dit 'n verskil sal maak in ons harte en in ons lewens, Here, terwyl ons kyk na 'n jaar wat op sy einde is, 'n jaar wat verby is, Here, dat U miskien nog een geleentheid sal skep waar ons hierdie woord kan uitdra in 'n wêreld daar buite wat dit so nodig het. Dalk is daar nog 'n persoon aan wie ons kan getuig wat die Here Jesus vir ons deur hierdie woord gedoen het. Dalk is daar 'n persoon wat nog gered kan word in hierdie laaste uur, Here. Ja, Here, ons wil nie vanmôre net by mekaar wees uit gewoonte nie, maar ons wil U vanmôre sien in die almag, Here, in die heiligheid, in die liefde, in die genade, in die geregtigheid, in die voorsiening, Here. Ons wil vanmôre vra, Here, dat U ons lewens sal verander, dat ons nie dieselfde sal uitstap as wat ons ingestap het nie. Daarom kom ons met eerbied en respek voor die Here en ons gee al die lof en die eer vir U. By die opening van die woord, by die lees en by die deel daarvan, dat U verheerlik mag word. Kom, Here, verheerlik U self in ons midde. En baie dankie dat ons vanmôre dit nie bid uit enigiets wat ons verdien nie, maar alleen op grond van die naam van Jesus Christus, ons verlosser. Amen. Ons lees in Johannes hoofstuk 6, hierdie woorde daar vanaf vers 27, moenie werk om spys wat vergaan nie, maar om spys wat bly tot in die ewige lewe. Want die seun van die mens julle sal gee, want hom het God die Vader verseël. Toe vra hulle hom, wat moet ons doen om die werke van God te volbring? Jesus antwoord en sê vir hulle, dit is die werk van God, dat julle in hom glo wat hy gestuur het. En hulle sê vir hom, watter teken doen u dan, sodat ons kan sien en glo wat u werk? Ons vaders het die manna in die woestyn geëet, soos geskrywe is, hy het brood uit die hemel aan hulle gegee om te eet. En Jesus sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, dit is nie Moses wat die brood uit die hemel aan julle gegee het nie, maar my Vader gee julle die ware brood uit die hemel. Want die brood van God is hy wat uit die hemel neergedaal het, en aan die wêreld die lewe gee. Toe sê hulle vir hom, Here, gee ons altyd hierdie brood. En Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie, en wie my glo, sal nooit dors kry nie. Sover uit die kosbare en onfeilbare woord van die Here vanmôre. Vriende, ons lees in hierdie gedeelte dat die Here Jesus sê, moenie werk om spys wat vergaan nie, maar om spys wat bly tot in die ewige lewe. Vanmôre wil ek met u praat oor hongersnood. En terwyl ons miskien moontlik 'n bietjie sal verwys na hongersnood in hierdie wêreld, is die gedagte wat baie groter is as hongersnood in die wêreld, is hongersnood in die geestelike riekalm. Hongersnood onder kinders van die Here. Hongersnood onder mense wat sê dat hulle God ken. Nou, ek het 'n paar feite gaan bestudeer rondom hongersnood
en hulle reken dat hongersnood en die effekte daarvan een van die grootste mensemoordenaars is, nie direk nie, maar indirek, oor die eeue heen. Hongersnood is nie net wanneer mense nie het om te eet nie, dit is ook wanneer dit wat hulle het om te eet van geen waarde is nie. Hulle sê dat wanneer 'n mens ly aan hongersnood of aan wanvoeding, onderdruk dit jou immuunstelsel, en om die waarheid te sê, die meeste mense wat uiteindelik doodgaan as gevolg van die effekte van hongersnood en wanvoeding is aan siektes en virusse wat hulle optel, wat hulle liggaam nie kon teenstry nie. Met ander woorde, wanneer 'n mens in 'n omgewing is waar voedsel 'n tekort is, of waar die voedsel se waarde, se voedingswaarde nie reg is nie, onderdruk dit die immuunstelsel, dit belemmer fisiese sowel as geestelike ontwikkeling, dit belemmer hulle opvoeding, dit onderdruk hulle kreatiwiteit en probleemoplossingsvermoë, hulle kognitiewe kwaliteite, dit verhoog dinge soos miskraam, doodgeboorte in moeders en babasterftes, en hulle sê dat tussen 7 en 19.000 mense per dag sterf as gevolg van hongersnood of wanvoeding. Nou dit is nie die ergste wat dit was in die verlede nie, daar was tye gewees waar daar baie meer mense aan wanvoeding doodgegaan het en gesterwe het. Nietemin bly die realiteit daar, dat op hierdie stadium tussen 7 en 19.000, hulle sê 5.39 en 13 mense sterf elke minuut as gevolg van die gevolge van wanvoeding. 1 persoon elke 4 tot 12 sekondes. So jy kan vir jouself vandag vra, net in die paar minute en oomblikke en sekondes wat ons by mekaar is, hoeveel mense het nie reeds wêreldwyd gesterf as gevolg van 'n gebrek aan voeding nie. 3.1 miljoen kinders per jaar. En hulle sê 45 tot 50% van alle kinders onder die ouderdom wat 5 jaar doodgaan is as gevolg van wanvoeding en hongersnood. Nou lees ons in die Bybel dat Petrus hierdie woorde sê, wanneer hy met kinders van die Here sê, hy sê en verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei. Weet die vriende, as hongersnood en wanvoeding so 'n groot enorme impak het in die natuurlike lewe, dit wat in elk geval moet vergaan, dan is die vraag wat ons vanmôre vir mekaar kan vra, maar hoe lyk hongersnood dan in die kerk? Hoe lyk hongersnood aan hierdie woord waardeur ons moet opgroei? Kan ons dan nie ook vir mekaar sê dat hierdie selfde dinge wat hongersnood in die liggaam veroorsaak nie, dit ook kan doen in die menselewe nie? Jy sien vriende, die Here het vir ons gesê, ek is die brood van die lewe. Ek is die brood van die lewe. Ek het dit in my gebed aangehaal, dat ek gesê het, in die begin was die woord, en die woord was by God. Weet jy vriende, ek wonder of u besef, dat hierdie is die woord van God. Hierdie is die kos van elke kind van die Here. Hierdie is nie maar net 'n boek nie. Hierdie is nie maar net swart letters op wit papier nie. Hierdie is die lewende woord van God. Maar wanneer ons kyk na mense se lewens, dan lyk dit vir ons, hulle kies self hongersnood oor die Bybel. So baie mense lees nie meer hierdie woord nie. So baie mense ken nie meer hierdie woord nie. So baie mense stel nie meer belang in hierdie woord nie. Vandag is daar 'n ding, ek is nie baie lief daarvoor nie, die mense lees nou die Bybel op hulle telefone, en as jy dit so wil doen, is jy vry, maar weet jy, 'n mens bou 'n verhouding met die woord. Wanneer mense my iets vra, as ek nie weet waar dit staan nie, dan weet ek, dis in die linkerkant ongeveer bo, en ek kan binne oomblikke, kan ek daarna toe blaai. Maar baie mense ken nie meer hulle woord so nie. Baie mense kan nie meer vir jou basiese dinge uit die woord illustreer nie.
En dan kan ons die vraag vanmôre vra, maar hoe belangrik is die woord dan nog? Hoe belangrik is die woord van God vir mense? Baie mense glo nie meer as jy 'n geïnspireerde woord van God nie. In 'n koerantberig het 'n predikant eendag wat homoseksualisme en ander dinge wil goed praat, het hy in 'n koerantberig gesê, ons moet net verby die woord van God kom en by die hart van God uitkom. Selfs predikante in kerke wat deesdae nie meer glo dat hierdie die woord van God is nie. Maar die vraag is, hoe belangrik is hierdie woord? Ons lees in Psalm 138, en ek gaan dit vir jy die Engelse vertaling, want hy gee dit vir ons baie duideliker, meer duidelik. Hy sê, ons lees daar in Psalm 138, I will worship toward thy holy temple and praise thy name for thy loving kindness and for thy truth, for thou hast magnified thy word above all thy name. En die psalmskrywer dat die Here het sy woord bo sy naam verhoog. O, vriende, vandag is daar 'n groot debat onder mense rondom die naam van God. Moet ons nou sê Yahweh, moet ons sê Yahweh, moet ons sê Jehovah? Ons mag nie meer hierdie sê nie, ons mag nie meer daardie sê nie. Maar weet jy, hulle mis die belangrikste van dit alles. I have, for thou hast magnified thy word above thy name. Weet ons nog hoe belangrik is hierdie woord van die Here? Ons lees hierdie woorde in Johannes 15 vers 3. Julle is reeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Vriende, het u geweet dat hierdie woord reinigingswaarde het, en ons gaan nou in diepte daarna kyk. Die Here sê hierdie woorde, as julle in my woord bly, sal julle die waarheid ken, en die waarheid sal julle vry maak. Hierdie woord is so belangrik vir ons geestelike groei. Nietemin wanneer 'n mens met kerkmense praat, en wanneer 'n mens met sogenaamde Christene praat, dan wil dit blyk dat daar 'n enorme hongersnood vanmôre in die kerk is. Ek staan eendag by 'n plek waar ek met mense praat oor Openbaring, en daar is 'n jong man, hy's by een van hierdie groot charismatiese kerke, en hulle is by 'n selgroep betrokke, en hulle is met allerlei dinge betrokke, en terwyl ek met hierdie persoon praat, Openbaring, vra hierdie jong man vir my, dis mos een van die boeke in die Bybel. Ek sê, ja, dis 'n boek in die Bybel. Hy sê, is dit in die Ou Testament of in die Nuwe Testament? Maar om nou te weet waar Openbaring is nie so belangrik as om te weet wat binne Openbaring staan nie. En ek vra vanmôre hierdie vraag, hongersnood of die Bybel? Want jy sien, vriende, vanmôre staan elkeen van ons by 'n keuse in ons lewe waar ons 'n besluit kan maak en sê, ek kies hongersnood of ek kies die Bybel. Ek kies honger of ek kies versadiging. Ek kies spys wat vergaan of spys tot die ewige lewe. Maar ek en jy moet ook vanmôre onsself vra, hoe lyk hierdie woord nog in my lewe? Ek wil met u vanmôre 'n paar punte deel oor die woord van die Here, wat vir ons wys dat dieselfde as wanvoeding, die skade wat wanvoeding veroorsaak in die vleeslike lewe, net so kom hierdie woord en hy belemmer of hy werk daardie skade teen in die geestelike lewe. Die eerste ding wat ek vanmôre met u wil praat, en wat een van die belangrikste dinge van voeding is wanneer 'n mens nie regte tipe voedingswaarde in jou kosse kry nie, dan onderdruk dit, het ons nou net gesê, jou immuunstelsel. Nou vir die wat nie weet nie, die immuunstelsel is daardie deel van die liggaam wat funksioneer om deur die liggaam te beweeg die hele dag, en uit te kyk na dinge in jou liggaam wat nie reg is nie. Dit is daardie wit bloedselletjies wat besig is om rond te beweeg, en as hy 'n virus raak sien, dan ken hy hom uit, en hy maak alarm, en hy roep die T-selle wat kom oorlog voer. Dis die immuunstelsel. En nou kom die woord van die Here, en hy sê, weet jy wat, wanneer jy die woord van die Here lees, wanneer jy die woord van die woord van die Here bestudeer, wanneer jy dit deel maak van jou lewe, dan is dit soos daardie wit bloedselletjies wat deur jou liggaam gaan, wat uitkyk vir die dinge wat verkeerd is. Ons lees hierdie woorde in Hebreërs, want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg,
en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en die gedagtes van die mens. Jy sien, hierdie woord is lewend. En wanneer hierdie woord in jou hart lewend is, dan is dit 'n beoordelaar. Daardie Griekse woord is die woord kritikos, krities. Wanneer jy met ander woorde hoor, wanneer 'n persoon met 'n virus boodskap na jou toe kom, het jy geweet daar's iets soos virusboodskappe. Die sosiale media is 'n wonderlike ding. 'n Mens kan wonderlike boodskappe, kan 'n mens uitsaai die wêreld, en hulle kan daar in verskillende dele van die wêreld boodskappe luister, maar ek wonder of is ons nie slegter af met dit nie. Weet jy hoe baie mense kom nie meer kerk toe nie, hulle sit liewerste daar in YouTube kyk. En weet jy wat jy hartseer? Hulle kyk virusboodskappe. Hulle kyk virusboodskappe. Ek gaan sit onlangs by 'n persoon wat ek ken, wat in die kerk is en wat 'n leier in die kerk is, en hy begin my vra. Ek sê ek is bekommerd oor die tipe goed waaroor jy my vra. Jy weet, hierdie mense is met dwaalleer besig. Jy weet, jy laat mense nie meer onderskeid het nie. Hoekom? Want die woord is nie meer lewend en kragtig nie. Die Bybel sê die woord is lewend en kragtig, maar weet jy vriende, en ek sê dit met groot respek, as ek 'n vuurhoutjie vat en ek steek hom hier aan, dan gaan die Bybel nie sê eina nie. Hy gaan net brand. Hierdie papier is dun, hy gaan lekker brand. Die boek homself is die lewendig, maar weet jy, wanneer hierdie woorde in my hart vlam vat, 'n deel word van my lewe, dan is dit lewend. Het help nie, ek het 'n woord van die Here daar op die rak, en dan kyk ek na hierdie virusboodskappe, maar ek weet nie wat hierin staan nie, en dan sê ek net amen en amen. Dan is my immuunstelsel nie op sy plek nie. Jy kan nie die witbloedselletjies daar in die yskas in 'n sakkie hou by die bloedbank gekry. Sê my witbloedselletjies 'n bietjie min, hulle kry nie die virusse uitgeken nie. Geef vir my tog net 'n sakkie laat ek hom daar in die yskas sit nie. Nee, dit moet binne in jou liggaam wees. Dit moet deel van jou bloedstroom word. Want wanneer jou immuunstelsel gesond is en wanneer daardie bloed deur jou are pomp en daardie virus kom in, dan maak 'n alarm en ewe skielik het jy 'n koors. Hoekom? Want hy sê hier's 'n probleem. Vriende, wanneer ek en jy 'n hoofpyn kry of wanneer ons 'n koors kry, dan dis nie die siekte is nie die koors nie. Dis jou liggaam wat nou alarm maak en vir jou sê hier is 'n probleem. Gaan dokter toe. Sit die TV af. Hou op om te luister na daardie man. Jy sien vriende, die woord is 'n beoordelaar. Wanneer die woord deel word van my en jou lewe, dan is dit 'n kritikos, dan toets dit selfs die gedagtes en motiewe van die dade, selfs dit wat ek bedink of gaan doen. Wanneer ek die woord van die Here nie net lees nie, maar bestudeer en deel maak van my lewe, wanneer ek dit ken, dan funksioneer dit as die kind van die Here se immuunstelsel. En die vraag wat ek vanmôre vra is, hoe baie kinders van die Here is daar wat siek is vanmôre? Sommige lê aan sterwe weens virusse. Ek sê onlangs vir mense, deesdae as ek stuur hulle vir jou 'n boodskapie aan, as jy ou die 3de keer sê Vader, dan sit ek hom sommer klaar af, ek hoef nie verder te luister wat hy sê nie. Want ek weet nie of praat hy van Vader Christmas of van wat se Vader praat hy. Die Jode het ook gepraat van Vader, toe sit Vader duiwel. Die mense soos die Israelwiese moes baie lief vir Vader. Sê ek, van wie praat julle? Wie se Vader is dit? Want die Bybel praat van Jesus. As hulle praat van Yeshua, dan sit ek hom ook af, want dan moet hy die hele tyd Hebreëus praat. Hoekom praat hy nou een woord Hebreëus en die res Afrikaans? Hy weet nie waarvan hy praat nie. Hierdie mense kom om jou te mislei. Paulus sê daar in Romeine 16, hou hulle in die oog wat aanstoot veroorsaak teen die leer wat jy geleer het, en eet die vleis en spoeg die bene uit. Nee, en vermy hulle. Weet jy hoe baie mense kom met hierdie mooi woorde? Jahwe, Jehovah, is die name wat hulle sê. Maar weet jy wat vriende, die Bybel sê, ek het my naam my woord bo my naam verhoog. En weet jy wat, as jy hierdie Nuwe Testament goed ken en hierdie Bybel goed ken, dan hoef jy nie te wonder, hoe spreek jy YHWH uit nie. Jy hoef nie te wonder, is dit Jehovah of Jahwe nie. Die Nuwe Testament sê vir jou wat dit is.
Dit is die Here Jesus Christus. Hoekom? Want daar in die Bybel lees jy, hulle praat van Vader Abraham. En die Here Jesus sê vir hulle, ek was voor Vader Abraham. Hulle sê, hy is nog eers 50 jaar oud nie. En hy sê, hy ken vir Abraham. Hy sê, voor Abraham was. Let op die taal, is ek. Toe Moses daar by die brandende besembos die Here sien, en hy sê, wie moet ek sê het my gestuur? Toe sê die Here, ek is. Net daar, toe sê Jesus, weet julle, wil julle weet hoe om hy te spreek? Sê net my naam, Jesus Christus. Hulle tel toe onmiddellik klippe op, hoekom? Want die oomblik toe die Here Jesus dit sê, toe weet hulle wat is hy besig om te bedoel. Daarom kom die Nuwe Testament in Handelinge, hy sê, daar is geen ander naam gegee in die hemel of op die aarde deur wie jy gered moet word nie. Jesus Christus. Daar is nie ander naam nie. O, vriende, wanneer jy die woord ken, in die geval wanneer die virus kom, dan kom hierdie ding net so na jou toe. En ewe skielik weet jy, maar sê vir my meneer, mevrou, jongman, jong meisie, hoekom praat julle van hierdie naam? Maar kyk wat sê die Bybel. Jy sien, vriende, wanneer ons die woord van die Here deel maak van ons lewe, wanneer hy lewend is, dan word hy 'n beoordelaar. Maar hy word nie net 'n beoordelaar nie, hy word 'n beskermer. Jy sien, binne in daardie wit bloedselle, binne in daardie immuunstelsel van jou beweeg daardie bloedselle op en af. En wanneer jy aan wanvoeding ly, dan het jou liggaam nie meer die krag om daardie dinge te doen nie. Maar wanneer jy met daardie gesonde voedsel het en jou immuunstelsel werk, die oomblik wanneer daardie wit bloedselle alarm maak en sê is 'n probleem, dan stuur hy die beskermers, dan bestuur hy die T-selle. Dis die manne met swaarde wat rondhardloop en hulle gaan hierdie virus nou kom doodmaak. Nou sê die woord van die Here vir ons hierdie woorde daar in Efesiërs 6 vers 17, en neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees, dit is die woord van God. Weet jy vriende, wanneer jy hierdie woord lees, dan maak hy 'n beskermingsmeganisme in jou binneste. Jy sien daar in Hebreërs wanneer hy sê die woord is lewend en kragtig en skerper as 'n tweesnydende swaard. In die tyd en era waarin dit geskrywe is, vandag as jy nou dink aan 'n swaard, dan dink jy nou aan daardie oom van jou, of daardie neef van jou, wat daar ergens 'n uitstalling het van 'n klomp messe, en miskien is daar 'n swaard. Dis 'n mooi ding vir die muur. En as jy 'n jong mannetjie is, soos ek was, as jy daar by 'n skou kom, en dan kom daar by 'n stalletjie met die messe en die swaarde, dan, ek wil net hierdie swaard voel, hoe voel hy? Maar jy sien vriende, in die tyd waarin hierdie geskrywe was dit hulle wapens. Dit was jou wapen van selfverdediging, die 9mm wat die persoon op sy sy het. Die woord is lewend en kragtig en skerper as jou 9mm. Dit was die AK-47. Die woord is lewend en kragtig en akkurater as jou AK-47. Jy sien vriende, want in die geestelike stryd is daar 'n stryd wat geveg moet word. En sê vir my, meneer, hoe gaan jy jou huis verdedig teen manne met wapens as jy met 'n mes staan? Hulle maak mos jy grappie, wat bring jy 'n mes na 'n gunfight toe? Jy gaan mos nie slagveld toe, elkeen met 'n swaard vandag nie, die ander ouens het AK's. Jy moet 'n wapen hê wat kan doen. En weet jy wat, vriende, die Bybel sê vir ons, hierdie woord is ons beskermer. Hy sê, neem hom op. Wanneer jy die woord lees, wanneer die woord deel word van jou lewe, wanneer daar die wit bloedselletjies, wanneer hulle sê alarm, vyand, dan spring die T-selle op en hulle slaan met die swaard. Daar in die woestyn het die vyand die Here Jesus versoek, selfs met die woord. En elke keer wanneer die Here Jesus homself verdedig het, hierdie versoeking afgeweer het, dan sê ons, daar staan geskrywe. Maar jy sien vriende, u moet eet, om te kan sê, daar staan geskrywe. Weet jy, so baie van ons eet nie meer nie. Daarom weet ons nie meer nie. Maar as ons hierdie woord beginne lewe, beginne eet, beginne inneem, dan word hy nie net 'n beoordelaar nie, hy word ook 'n beskermer. Jy sien, die duiwel weet, dat wanneer jy hierdie woord beginne eet,
Dan gaan jy begin oorwin, dan gaan jou immuunstelsel opgebou word. Jy gaan begin weerstand bied teen die virusse. As jy daai video sien, dan gaan jy sommer sê, gaan jy aan, en gaan jy aan, en gaan jy aan. En daarom vul hy ons gedagtes met alles wat hy kan, behalwe die woord. Vir baie mense is dit romanse. Vir ander mense is dit praktiese dinge soos jou tuin, jou sport, nuus, vermaak, sonde. O, vriende, die vyand gaan enige verskoning oor jou pad bring, dat jy nie tyd spandeer met hierdie woord nie. Dat jy nie tyd spandeer in hierdie woord nie. Dat jy nie tyd spandeer met hierdie woord in die lewe daar waar jy buite is nie. Maar ons lees dat die woord ook as 'n beskermer vir jou optree. Nie net dit nie, die woord bring reiniging. Ons het daarna verwys in die inleiding. Ons lees die psalmskrywer wat hierdie woorde sê, waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou, deur dit te hou na u woord. Jy sien vriende, wanneer daar 'n smet kom na jou toe wat jou wil siek maak, dan moet jy daarvan gereinig word. Wanneer jy 'n snytjie kry, dan gaan jy sien jou mammie hardloop en kry die dettel, en sy reinig daardie wond, sodat daardie ding nie ingaan nie. Maar as daardie kiem ingegaan het, dan gaan jou immuunstelsel vir jou liggaam sê, hier's 'n probleem, en hy gaan bloedrooi raak. As mammie nie die dettel voorheen gevat het, dan gaan sy hom nou haal. En ons huis, vat ons nou die peroxide, nou maak ons vir hom mooi skoon. Weet jy vriende, die woord van die Here reinig ook van daardie smet wat aan jou wil kleef. As jy 'n snytjie in die wêreld opgedoen het, dan kom die woord en hy reinig dit vir ons. Reiniging is altyd in die eerste plek deur die bloed van Jesus Christus, maar die Bybel sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Weet jy vriende, die Here Jesus was 100% mens, maar hy was 100% God. Ons kan dit nie verstaan nie, ons koppietjies kan dit nie inneem nie. Maar het jy geweet, hierdie woord is 100% mens en 100% God? 100% geskrywe deur Johannes, Lukas, Matteus, Paulus. 100% geïnspireer deur die Heilige Gees. 100% God, 100% mens. En die woord het vlees geword en onder ons kom woon, en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die enige gebore wat van die Vader kom. Nadat die persoon uit genade gered is, deur die bloed van die Here Jesus Christus gereinig is, lewe ons hierdie woorde, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons van al die sonde te vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig. Daarna sê hy, maar as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar, en die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. Weet jy wat, daar is nie net 'n initiële reiniging wanneer ek gered word nie, maar daar is 'n konstante reiniging wanneer ek wandel in gemeenskap met die Here. Nou, hoe wandel ek in gemeenskap met die Here? Wanneer ek gehoorsaam is, wanneer ek met hom praat in gebed, wanneer ek sy woord lees en bestudeer om hom en sy weë beter te leer ken, dan is daar konstante reiniging. Daar in die Nuwe Testament, net voordat die Here Jesus na die kruis toe gaan, vind ons die verhaal waar hy die voete van die disippels gewas het, en nadat Petrus eers geweier het, sê Petrus, my hoof en my hande en alles. En die Here Jesus sê, hy wat reeds rein is, het niks anders nodig om te was as die voete nie. Weet jy vriende, as ek en jy waarlik weergebore is, reeds rein gewas deur die bloed van die lam, daar waar ons voetsole die aarde tref, word ons baie kere vuil. Daar waar ons verby die muur loop, dan krap hy, dan skuur hy. En dan kom die woord van die Here en hy reinig jou ook van daardie smet. Daardie smet wat aan jou wil klewe. Daarom het ons hierdie verse gekwoteer aan die begin waar die Here Jesus gesê het in Johannes 15, julle is reeds rein deur die woord wat ek tot julle spreek. Weet jy vriende, soos wat ons hierdie woord lees en bestudeer, so reinig het ons deur en deur. Ek kan onthou die verhaal wat 'n oom eendag vertel het van 'n jong man wat gestuur was met 'n vuil sak daar na 'n rivier toe, 'n streepsak, en maak hom vol water. Dan kom hy terug aan sy leeg, dan stuur hy hom weer, dan kom hy terug aan sy leeg. Hy sê later, oupa, hoekom moet ek die hele tyd met die sak bring? Hy sê, jy nie gesien hoeveel elke keer as jy kom is hy 'n bietjie skoner.
Elke keer as jy kom is hy bietjie skoner. Weet jy vriende, hoe meer ons tyd spandeer in hierdie woord van die Here, hoe meer reinig hy ons van hierdie dinge wat die vat van die vlees of van wat ook al dit mag wees wat aan ons wil kleef. Maar weet jy wat, dit doen nog 'n ding, dit bring begrip. Jy sien die gevolge van wanvoeding maak nie net dat ons immuunstelsel swak is nie, dit maak nie net dat ons nie kan weerstand bied en dat ons liggaam nie self wie ons kan reinig van hierdie siektes nie, dit maak ook, dit onderdruk ook ons onderrig, ons vermoë om te leer. Ons lees in Psalm 119 vers 129, U getuienisse is wonderbaar, daarom bewaar my siel hulle. Die opening van die woord gee lig, dit maak die eenvoudiges verstandig. Ek maak my mond wyd oop en hyg, want na U gebooie verlang ek. Weet jy vriende, wanneer jy die woord van die Here lees, wanneer jy dit eet as te ware opneem, dan bring dit begrip. Hulle sê dat mense wat deur wanvoeding en hongersnood gaan, hulle IQ outomaties laer is as ander mense. Ongeveer 15.3% laer IQ van 'n kind wat tot en met 3 jaar oud wanvoeding deurgegaan het. Op die ouderdom van 11 wanneer hulle hierdie mense toets, dan sê hulle wêreldwyd is daar ongeveer 'n 15.3 punte verskil in IQ. Tussen die kind wat wanvoeding gelei het en die persoon wat voedsel genoeg gehad het. Een van die studies wat gedoen was rondom hierdie dinge, en ek het dit gekwoteer of genoem in die begin, wys dat hongersnood of wanvoeding nie net mense fisiese ontwikkeling belemmer nie, maar dit onderdruk hulle kreatiwiteit, hulle opvoeding en hulle probleemoplossingsvermoëns. Wêreldwyd sê hulle is daar bewyse dat mense wat waarlik gered word en die woord van die Here begin lees, slimmer word. En ek is 'n getuienis daarvan. Ek onthou daardie tyd toe die Here Jesus my siel gered het, het ek nie gelees nie. Ek het gelieg oor elke boekreport op skool. En toe die Here my siel uit genade red, toe stel ek belang om te lees. En weet jy vriende, dan vat ek die Bybel, dan lees ek. Maar omdat ek nooit gelees het nie, ek lees so sukkel, maar hier na 2-3 reële dan het ek 'n hoofpyn. Dan sit ek kom maar neer. Maar ek wil lees. Ek gaan koop toe vir my die audio Bybel. Dan luister ek. Maar toe kom ek agter is asof dit in en uit is. Toe kry ek 'n ander plan en ek glo die Heilige Gees het dit so geïnspireer. Ek sit daai audio Bybel aan. Dan lees ek terwyl hy lees. Dan volg ek. En weet jy voor ek myself weer kry toe die audio Bybel weg 12 hoofstukke, 13 hoofstukke, 15 hoofstukke wanneer 'n kliënt, ek was nog in die gym nie opdaag nie. Kort voor lank toe begin mense my bel, waar staan dit in die Bybel? Waar staan dit in die Bybel? Ewe skielik kry ek 'n werk. Ewe skielik vorder ek nou ja, ek kom nie met 'n voorspoedsteologie vanmôre nie. Maar weet jy vriende, ek kan getuig dat die woord van die Here vir my begrip gegee het. Ewe skielik het ek dinge begin verstaan in die lewe. En net soos wat wanvoeding 'n mens se onderrig en opvoeding belemmer, so belemmer 'n gebrek aan die woord van die Here mense se kognitiewe kwaliteite. Vriende, as ons net kyk wat in die wêreld daar buite aangaan met die woke en die LGBTQ+, dan kan ons vir mekaar een ding sê, dat mense wat hierdie boek nie glo nie, se verstand het hulle heeltemal verlaat. Daar's geen meer common sense nie. Weet jy mense, as jy met mense werk in hierdie lewe, as jy met mense werk, as jy 'n bestuurder is en jy werk met mense, dan kom jy baie vinnig agter, common sense is dood. Maar wanneer mense waarlik gered word, dan word die Bybel, dan gee dit, die opening van die woord gee lig, dit maak die eenvoudiges verstandig. Kan jy dit glo? Hierdie woord gaan nie verstandig maak. Dit help mense om die wêreld te verstaan. Dit help mense om hulle self te verstaan. Dit help mense om mekaar te verstaan. Dit werk in jou die verlange om te wil leer en te wil verbeter. Ek wens so, ek het op skool 8 gegee op my Afrikaans, want eers toe ek gered word, toe begin ek belangstel in grammatika en wat die woorde beteken. En ek weet nou meer as wat ek op skool geweet het.
Waarom? Want die woord van die Here bring lig, dit maak die eenvoudiges verstandig. Ek onthou baie jare gelede het ons 'n paar manne saam gebid op 'n Saterdagmôre en daar was 'n oom gewees wat 'n eenvoudige oom, maar die wysheid wat jy geestelik in sy lewe kon kry deur sy gebed en deur 'n bietjie gesprek. En een van die ander man sê vir my, hierdie man was volkome disleksies. Hy was wat die wêreld sou noem 'n washout in 'n groot familie van die Grieke. En hy was hulle vuilwerker. As 'n persoon se hier agterstallig is, hulle het baie van hierdie nagklapse goed was hulle, dan wat hy moes die ouens bietjie gaan oprof het. Dit was sy werk gewees. Hulle het hom misbruik vir sulke tipe dinge, want hy kon nie leer nie, hy kon nie lees nie. En daar het die Here Jesus sy siel, en ewe skielik kan daardie man begin lees. En dit kan 'n man raak waar ek na toe gaan, hierdie persoon wat niks kon doen nie, en ek kan gaan vra vir wysheid by hom. Die woord van die Here bring begrip, terwyl hulle van die tyd so 'n bietjie aangaan. 'n Volgende ding wat hongersnood of wanvoeding doen, is dit belemmer ontwikkeling, fisiese ontwikkeling. 'n Mens sien dit duidelik in die liggame van mense wat aan wanvoeding ly, dat hulle nie ontwikkel en groei soos ander kinders nie. En net so kom die woord van die Here en dit ontwikkel ook geloof of groei in ons lewens. Ons lees in Romeine 10 vers 17, die geloof is dus uit die gehoor en die gehoor is deur die woord van God. Jy sien, hy bou jou geloof wanneer jy die woord van God hoor, dan word jou geloof gebou en jy groei en jy word sterker. In Romeine 1:17 lees ons, want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof, soos geskrywe is, die regverdige sal uit die geloof lewe. Wanneer ek die Bybel lees, en wanneer ek die Bybel begin glo en begin toepas in my lewe, dan groei ek as 'n kind van die Here en ek word volwasse. Paulus kom daar by die Hebreërs en hy sê vir hulle, julle moet almal vanweer die tyd leraars gewees het. Maar ek moet weer die eerste dingetjies met julle praat. Daar in Korinte sê hy kon nie met julle praat soos geestelike nie, maar soos vleeslike. Weet jy vriende, as ons in kerke rondbeweeg en onder mense wat die Here Jesus getuig, dan is dit asof die kerke vol kleuters sit vandag. Het jy al gesien as 'n kleuter, jy vat die pen en ek wou nou daai pen gevat het. Dan is daar 'n tantrum. En dan is daar 'n tranedal. Dan vat jy die pen by die en dan huil hy, dan gee jy die pen vir daai en dan sê gelukkig of huil hy en dan vat jy weer die pen hier, dan gee jy hom weer daar. En weet jy vriende, kinders van die Here is net so. Hoekom? Daar is wanvoeding in die kerk, daar is hongersnood. Daai man sit nou weer op my plek. Daai broer het my weer nie gegroet vandag nie. Daardie suster kyk my skeef aan. Sy het jou nooit skeef aangekyk, jy het net op die verkeerde tyd daar oog gevang. Maar weet jy, dis die dinge wat 'n mens ervaar wanneer jy met geestelike werk besig is. Hoe dat mense mekaar afknou geestelik, soos kleutertjies by die kleuterskool. Weet julle wat is een van die groot hartsere van die kerk, en ek praat nie van 'n kerk, ek praat van die algemene kerk. Daar's nie meer voorbeelde nie. Daar is bitter min volwasse manne. Ek wil amper die stelling maak, jy kan na enige kerk toe gaan, dan sê jy, maar ek wil 'n kerkraad opstel, dan is dit moeilik om volwasse Christene te kry. Het is moeilik om volwasse Christene vandag te kry. Maar jy sien vriende, wanneer jy die woord eet, wanneer jy nie gaan 'n keuse maak, jy gaan nie aan hongersny en aan wanvoeding ly nie, dan gaan jy die woord lees en jy gaan dit bestudeer en weet jy wat, dit gaan jy laat opgroei in die geloof en jy gaan 'n volwasse mens in Christus word. As hongersnood groei belemmer en selfs doodmaak, maak die woord lewend en dit laat ons opgroei. En dan die laaste belangrike ding is as hongersnood mense doodmaak, deur die direkte en indirekte gevolge, dan bring die woord lewe. Ons lees die laaste gedagte, Paulus skryf aan Timoteus, dat jy van kleins af die heilige geskrifte ken, wat jou wys kan maak tot saligheid. Weet jy vriende, hierdie woord bring lewe. Hierdie woord verbeter lewe.
Paulus skryf dit aan Timotheus. Timotheus was klaar 'n kind van die Here, hy het die Here gedien. Nou sê hy, Timotheus, jy ken van kleins af die heilige geskrifte wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus. Jy sien vriende, redding is in die verlede tyd, maar is ook in die toekomstige tyd en die teenswoordige tyd en toekomstige tyd. Maar nadat die Here Jesus jou siel uit genade gered het, jou van sonde verlos en vrygemaak het, wil hy jou ook heilig maak. Hy sê vir hom, Timotheus, wanneer jy die woord van die Here lees met die oog op die geloof op Jesus Christus, gaan dit jou wys maak tot die volkome saligheidsplan van God, nie net wedergeboorte nie, heiligmaking en hoe om te waak en te bid en staande te bly en uiteindelik verheerliking deelagtig te raak. Dit gaan jou help hoe om 'n getuie te wees vir Jesus Christus. Dit gaan jou leer hoe om hierdie saligheid aan die wêreld oor te dra, hoe om hierdie Jesus aan ander mense te verkondig. Ja, vriende, wanneer ons die woord van die Here begin ernstig opneem, wanneer ons die woord van die Here begin lees, begin bestudeer, begin lewend maak in my hart, dan werk dit die gevolge van hongersnood teen. Dan bou dit jou immuunstelsel op, dit bied jou beskerming, dit bring reiniging, dit bring geestelike groei, ja, dit bring selfs die kennis van die saligheid. Die vraag wat ons vanmôre vir ons elkeen moet vra is, hoe belangrik is die woord van die Here nog in my lewe? Ek praat nie van 'n rituele lees in die môre, dan vergeet jy voor jy uitstap nie. Hoe belangrik is die woord van God nog in ons lewens? Net in die week het ek met 'n oom gesels, en hy het 'n gedagte bietjie misverstaan wat hy in die kerk gehoor het, wat dominees gepreek het. En ek kon net deur die woord van die Here vir hom gewys het, wat oom dink is reg, maar buite konteks. Want dis die skrifgie wat oom sê. Maar hierdie een wat hier is, as jy hulle saam by mekaar sit. En ons het net 'n gesprek gehad in die oggend toe ek in die kar ry, toe kry ek 'n WhatsApp boodskap van hom. Sal ek nie vir hom daai vers gee wat ek gekwoteer het nie, hy wil graag dit lees. En ek stuur vir hom die vers. En weet jy, hier stuur hy in die aand vir my weer 'n boodskap. Baie dankie, nou verstaan hy ook hierdie boodskap beter. Maar as ek hierdie verhaal self gelees het, sou ek nie al van geweet het nie. Ek sê nie, u moet vanmôre huis toe gaan en sê, ek gaan nou alles uit my kop uit kwoteer, vers, hoofstuk, elke lyn nie. Maar vriende, weet ons nog wat hierin staan? Weet ons nog wat dit beteken? Maak ons nog tyd met die woord? Jy sien, vriende, hongersnood is 'n verwoestende realiteit in die lewe. Dis nie 'n nuwe ding nie, dis iets wat bestaan van die tyd wat die Here Jesus die aarde bewandel het tot vandag toe. En weet jy vriende, baie mense het nie 'n keuse nie. Maar ek en jy vanmôre het geen verskoning nie. As daar hongersnood of wanvoeding in ons lewens en in ons gemeentes is, dan het ons geen verskoning anders om te sê, Here, dit is my skuld. Ek het gekies om daardie leë beloftes op YouTube op te eet, in plaas van die diep voetbare woord van God. Amen. Baie dankie dierbare Hemelse Vader, dat ons vanmôre voor U kan kom en opnuut kan kyk na U woord. Here, hierdie woord is sentraal, dit is so belangrik, Here. Maar dit is so verontagsaam in ons lewens. En Here, ek wil bid vanmôre vir myself en vir elke persoon hier, dat ons vanmôre 'n vaste besluit sal maak om te sê, Here, ek gaan die woord van God weer lees. Miskien het ek die Bybel 'n paar keer deurgelees en ek het ernstig opgehou. Maar Here, dat U vir hulle sal moed gee om oor te begin. Want Here, ons het ons immuunstelsel nodig tot die dag wat ons oë toemaak. Ons het nodig dat daar beskerming sal wees teen die virusse. Hoe ouer ons raak, hoe meer. Ons het nodig dat U ons reinig, Here. Ek wil dieselfde sê, hoe ouer ons raak, hoe meer. Hoe meer gewoond ons raak op hierdie pad, hoe meer het ons nodig, Here, dat U vir ons begrip sal gee. Here, dat U ons sal laat aanhou groei tot by volwassenheid. En Here, dat ons die weg van saligheid nie net sal ken en verstaan nie, maar aan ander mense sal kan oordra. En daarom bid ek vanmôre dat U dit sal doen vir ons, Here. Dankie dat dit 'n belofte is in die woord van die Here, dat dit wat ons bid in die naam van Jesus, dit sal U vir ons doen. En ons eer en aanbid U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Vriende, ons gaan staande daardie lied saam sing, As ek sit aan Jesus voete.
En gee dat dit vanmôre 'n erns sal wees in ons harte, om te gaan sit aan Jesus voete. Hy sit aan die regterhand van die Vader, maar wanneer jy by die woord sien, sit 100% mens, 100% God, dan sit jy aan die voete van Jesus.